Hallo almal, baie welkom terug by episode 8 van Sonder Filter en vandag praat ons oor al die positiewe aspekte van fotografie. So, as mamma, as vrou, as enige hoek waaruit jy na fotografie kyk, ons 'n bietjie gesels oor die positiewe goed. So ons gaan kyk na bietjie kreatiwiteit, flexibility, bietjie travel. Ja, ek dink jy die meeste van ons al getravel. En dan, ja, gospel, evangelie geleenthede wat 'n mens so kry. En dan die verskillende mense wat ons ontmoet. En ook, ja, ek dink vir my 'n baie belangrike een is, as jy troues afneem, dat jy eintlik, ja, jy witness daai covenant wat gemaak word. So, dit is nie sommer net 'n troue afneem nie. Maar in elk geval, ja, julle kan wegspring. Anja dalk 'n bietjie Vir kreatiwiteit. ja. Kreatiwiteit is vir my nog altyd deel van my lewe gewees. Ek het dit net eintlik 'n bietjie laat Besef. ontdek. Ja, ek het mos eers gaan skool gee. En dit is nie 'n kreatiewe beroep nie. Ja. Inteendeel. Ek kan dit seker kreatief maak, maar in 'n geval nie. So toe ek fotografie ontdek en my kreatiwiteit geontplof. Ja, so dit is vir my super lekker. Ek kan dit nou uitleef. En ek dink ek waardeer dit meer omdat ek in 'n beroep was waar ek glad nie dit kon doen nie. Ja. En toe ek nou uit dit uit is, toe voel dit as soos 'n berg van my skouers af. True. Ja, so dis vir my persoonlik baie lekker. Die kreatiewe deel van ek kan nou doen eintlik al wat ek wil. Ja. Niks is ooit dieselfde nie. Ja. Want ek het in my klas gestaan en alles is altyd dieselfde ding. En dit het my gebreek. Ja, jy het laas, ek onthou in die begin, dit was vir jou so sieldodend geweest. Regtig veel dodend. Ja. Ja. Ja, ek sê, wat? Ek is 90% creative. En 10% soos linkerbrein. Die logiese. Ja, die logiese, ja, daai wing ek heeltemal, maar die creativity is dit soos, yay, love that. Daar's altyd iets nuuts. Jy kan Ja, altyd, jy kan nie eintlik stagneer nie. wanneer is julle die meeste creative? Maar dit is 'n goeie vraag, want ek wil nou net aangesluit om vir julle te sê, kreatiwiteit is vir my, alhoewel ek dit geniet, en as ek uiting gee daaraan is dit lekker, maar man, ek loop die hele tyd in mure vas, wat ek voel, Kelly Jane, kan jy net soos bietjie meer, jy wil net wegkom van die gewone goed af. En ook kreatiwiteit vat ons maar vorm aan in verskillende, soos baie mense is kreatiwiteit in kleure en teksture en ander is nou weer kreatief in minimalistiese, neutrale, jy weet, setup. So ja, ek vind kreatiwiteit moeilik oor die algemeen. Ek vind ek loop heeltyd in mure vas. En ek dink is ook my persoonlikheid is van so 'n aard dat ek wil heeltyd soos verbeter en jy weet, wil nie stagneer nie. So ek vind dit baie moeilik, alhoewel dit wel lekker is as jy 'n idee of 'n konsep kry wat lekker werk en dan sê jy soos, ja, jy weet, dit is so vervullend. Ja, dit is wat die Here ons gemaak het, jy weet, om 'n fotograaf te wees, dis letterlik, jou kamera is die uitvloeisel van Ja. jou menswees. Ja. Ja. So, Ek vind creative, of ek vind dit as die mense my baie vertrou. Ek dink okay, dis nou wat ek al gesê het. Ja, ek dink ek kan heel creative wees, maar sodra daar iemand is wat by my nou nie vertrou wat ek doen nie, of wat onseker is, of wat vir my idees stuur in Pinterest boards, soos laas keer oor gepraat het, dan gaan my creativity weg. Maar as hy bereid my vertrou, en sy sê, Siobhan, ek's in jou hande, yes, dan floreer my, dan sê ek soos, voel jy kry soos 'n skoon canvas, ja, en jy kan net verf en jy kan net lekker, verf, ja, en dan ek moet sê, dis die so. beste foto's, dit is die beste, en dan vra mense vir my, jy het reg gekry, dan kom dit letterlik van, by kliënte wat my vertrou, soos hulle, en ek dink Dis so baie waar, dis so waar. en ek meen, ek dink daar dis in algemene lewe so, is jy skool gaan, of jy weet, as jy juffrou jou vertrou om nou toets te doen, of ja, ek dink dit is maar net, as sodra, ek dink vertroue is baie belangrik in ons besigheid, en ek dink dit is lekker. Ja, ek dink die oomblik wat jy bietjie gelimit word, soos jy nou sê, as jy nou iemand stuur vir jou soos set poses of goed wat nie dat jy mind vir Ja, iPhone, ja. Maar as mens kom maar agter as iemand 'n bietjie Ja. dit is nou presies wat hulle soek, dan is jy gelimit en dan
kan daar nie uitkom nie, maar dit is baie lekker. Ek het ook nou Ja. die naweek weer shoot gehad wat nou ek vra Lekker maar altyd was. vir my kliënte, is daar iets spesifiek wat jy soek? Ja, Sien dit ja. iewers wat jy moet, maar ek voel ek moet dit doen want Ja, ek het mense ja. bietjie van 'n pretje en hulle was net so nee. Doen Ja, dit is jy so dit? lekker. Dit is Oh, so dan is dit net so Ja, Okay. okay, kom ons nee, dit is so. ek love dit. Ja. En ek onthou soos op skool want ek het kuns gehad as 'n vak en ek onthou altyd hier graad 11, 12 as jy 'n baie spesifieke wat ons sê topic kry wat jy binne 'n raamwerk moes doen, dit was vir my altyd verskriklik moeilik. Maar as jy vrye teels kry, met ander woorde, hulle gee vir jou sê nou maar 'n tema en jy kan enige medium gebruik op enige jy weet papier, Ja. karton, canvas, wat ook al jy wil gebruik, dan het dit vir my gevoel soos okay, nou so dit is amper dieselfde Ja. ding. Hoe meer jy gelimit word, hoe meer demp jy amper jou kreatiwiteit. Dit Ja. is hoe dit voel. Ja. Ja, dit is Ja, so kreatiwiteit bly maar 'n dit bly maar 'n challenging ding en dis iets wat ja. heeltyd evolve. Ja, en ek dink dit is belangrik om jouself te challenge die hele tyd. Mm. Ek dink nie jy moet noodwendig kyk na ander mense om te doen nie, Mm. maar ek dink om jouself te challenge. Okay, wat Ja. gaan ek nou doen? Wat gaan ek beter doen? Ja. Wat gaan ek en ek dink dis die lekker deel van ons werk. Ja. is Dit gee ons Ja. daai vryheid van Ja. jy kan beter. Soos jy dit nou gedoen, Ja. wat kan jy Ja. volgende doen? Mm. Wat volgende? So ek dink dis lekker. Ja. Ek dink nie baie werker daar buite het dit nie. So ek dink dit is Ja, ek dink nogals- jy is dan deel van 'n groter span. Jy weet ons werk nou vir onsself. Dit is net jy weet, ja, ek is my eie ja, kritiek. meet the team. Ja, here we are. I am the team. Ja. En En- soos- Ons kunstenaars. ja. Maar Ja, kunstenaars het ook ja, baie fleksibiliteit. verf en whatever seker. Ja, maar dit is ook lekker om soos ek weet ek en jy is tipe af vir mekaar soos kyk hierdie backdrop, kyk wat het ek hierdie naweek gedoen en dan ja, soos met skoolfoto's, wat het jy gedoen? Yes. Dis vir my altyd so lekker om te sien hoe iemand ja, sy kreatiwiteit so lewendig Ja, ja, veral jou skool. come alive, ja. Ja, dis altyd mooi, mooi, né? nee. Daunting, nê, om Ja. nou want ek en die hoof van die skool van altyd soos praat oor 'n tema. Ja. So daarvan hou ek dat as om my te help met 'n tema want ek is nou weer glad nie goed om 'n tema uit te dink nie. Mm, Maar as ek hom het, Dan kan jy dan, hom bou. dan is dit nou vir my Ja. stresvol as you know. Ja, ja. Maar dan is dit vir my so lekker om te sien hoe dit mekaar kom. Ja. Ek love dit. My vriendin se dogter kyk af van die skool en sy sien ons die foto's op die tafel lê. Ja, dis mooi, nee. Dis so mooi. En soos Ja. jy weet, ek gaan toe Pixies sit en ek sien die link en ek sê, "Ouma, hoe kies jy uit?" Ja. Toe kies hulle alles. Dis ek sê ek sou ook. Maar dis mooi, maar dit is die eerste keer wat ek sulke tipe skoolfoto's sien. Dis weg Want ek van die gewoond aan formele- hierdie- Ek hou van Hierdie- bietjie om die stywigheid van skoolfoto's Ja. op by die kleintjies. Ek probeer altyd om hulle persoonlikhede uit te brei. Ja. Dis Ja, moeilik, dis- net ken my nie. Ja. So Ek moet weet hoe net baie sê daai seker Tannie challenge. moet sing en whatever maar Wilde hier. ja. So die tweede topik waar ons gesels is ja, net flexibility en ek dink vir ons twee as mamas nou en daar kan jy ook uit jou oogpunt uit praat hoekom die flexibility so belangrik is. Ek dink ek wil afskop deur net om te sê want ek het mos nou eintlik conservation geswat. So jare terug my graad gedoen en selfs in conservation veld gewerk. En toe het ek net besef hier is baie rigied. Dit is jy weet, dit is nie net 'n 8 to 5 nie. Dit is ja, jy is vroeg in die oggende op en jy is tot laat wakker. Dit hang af van watter sektor jy werk. En ek het net besef daar, dis nou 2014, 15 daar rond, toe besef ek maar hierdie gaan nie vir my die flexibility gee wat ek nodig het eendag om 'n mamma te wees nie. Dit is vir my die ergste erg, soos as my kinders siek is en ek kan nie daar vir hulle wees nie. So, dis net 'n besluit wat ek en my man gemaak het jare terug. Dit is nou op 'n praktiese level, nê, op 'n huwelikslevel. Moes ons besluit het, wat is belangriker hier, ek wat beskikbaar is vir my kinders of loopbaan? En dis obvious dat my kinders kom altyd eerste. So dit is die grootste rede hoekom ek fotografie gekies het, dat ek vir myself kan werk, die kreatiewe uitlating. Maar net om te weet dat as my kinders my nodig het, jy weet as die skool nou bel, kan ek gaan. Jy weet, as iemand nou 'n koors kry, kan ek gaan. Ja, want anders is jy vasgevang in 'n 8 tot 5, jy moet heeltyd om jou verlof
Ja, ander mense reël, jy moet altyd om verlof daar bons en probeer skaak speel met, jy weet, dit wat jy beskikbaar het en ja, ek dink baie mammas in vandag se tyd smag daarna. Ja, Shan, Daai ek het flexibility 'n te hê. vriendin of paar vriendinne wat onderwyseresse is en dis daarvoor as daai kinders seker op met hulle verlof insit by die werk Sure. en iemand anders nou vind en dis 'n hele klas wat akademies nou Ja. Afhanklik is van jou. is en dit is baie stresvol. Ja, Ja, sure. so ek is ook baie dankbaar vir die flexibility. Mm. En ook soos met ek hou van oefen. Ja. As Ja. ek nog skool gehou het, wanneer sou ek dit Wanneer gaan jy by al daai goedjies uitkom, ja. ja. So ek voel eintlik bietjie bederf. Ja, Ja, dit is 'n groot bederf. bederf, dit is. Almal het nou dit is nie almal se situasie nie. Ja, nee, ek moet sê soms as ek kla en Ja. bietjie ek weet ons kan kla. Ek dink nie daar's iets wat met kla nie, you have to get it out. En dan praat jy weet, jy praat altyd met jouself of jy het 'n Ja. staff meeting. Jy sê, okay, ek kla nou hierdie, maar ek is actually baie bevoorreg, Ja. ek's lucky, my Ja. pa remind my altyd. Onthou net jy kon in 'n kantoor gesit het van 8 tot 5. Dis waar ek kon. Dit is ook wat ek vir myself sê, nê. As ek nou wil kla oor iets, dan gaan ek altyd terug en sê Anja, jy kon in die klas gestaan het van 7 tot 3 en onthou net hoe sleg was dit vir jou. En al die huiswerk huis toe gevat het om te werk op. Dan is ek weer van voor af dankbaar. Dan sê ek soos, okay, ek handle nou maar hierdie slegte ding Ja. op hierdie stadium. Maar een van my bruide sê nou eendag vir my, jy kies wat jy wil doen. Jy kies jou werk. Jy is in beheer van jou, soos niemand het vir jou gesê wat jy moet doen vir 'n lewe. Ieder jaar born with it en jy weet al klaar, okay, dit word op 16 en die vakke gevat. Dan moet jy nou al weet wat jy wil doen. So, party mense like nou weer die 9 to 5. Ja. Daar is mammas wat wil werk. Ja. Ja. Daar is Mammas wat die kinders kleur wil op dit. sien. Ja. Wil hulle net sien as hulle bad en kan slaap. Dit is okay. En dan het jy regtig vir die working hard vrouens sê building an empire, wat baie cool is en stuff. Maar daar is mense wat die 9 to 5 jobs gekies het en ons het hierdie gekies ook. So as jy nou 24 uur moet werk, want hierdie is 'n 24 uur werk. En as jy hierdie beroep gaan aanvaar, vat hom aan met 100%. Ja, ja. Nee, Ja. moet dit nie half doen nie. Ja. Want dan gaan jy dit nie meer geniet nie. Ja. Jy gaan nie so fleksibel wees nie. Soos en ook dit vat 'n rukkie. Ek dink dit vat 'n hele rukkie. Wat nee, nie ek dink nie. Ek weet dit vat ten minste 3 tot 5 jaar om 'n fondasie. Ja. Wel vandag kan ek soos ek is baie bly ek het hard gewerk 5 jaar terug. Ja. Bly ek het gepush het tree en nie geslaap nie. Ja, bedoel daai tyd jy hustle. Geshoot, edit, gestuur. Ek het Ja, there you go. nou is ek in 'n plek wat ek so dankbaar vir is en is alles die Here dat ek hoef nie meer vir Moedersdag te adverteer nie. Ek hoef nie meer vir weet 10% diskant vir winter troues, soos ek hoef nie meer dit te doen nie want ek het my konstante fondasie. En nou vir die eerste keer kan ek flexible wees Ja. en wel ek kon 5 jaar terug. Maar ek het gekies want dit help ook as jy nie getroud was of jy het kinders. Ja. Jy het just baie tyd op jou hande actually. Siobhan, traveling. Ek hoop sommer weer. Ek het letterlik van Januarie af tot en met einde April elke naweek 'n troue gehad. #bless, dankie, dankbaar vir werk. Maar elke troue was oral. Toe gaan Kaap, Bled, Knysna, Oudtshoorn, Buffelsdrift. Sure, dit is nogal travel. Ja. Dan dink ek nie iewers in Lordsgate nie. Jy travel nogals gereeld Joburg. oor Joburg travel jy en dan jy was al Ek oor was see nou oor- se wat ek wil ek het nou vertel. Nee, van Januarie af met nou. Nie met nou nie, nou chill. Chill nie, ek edit. Ons chill nie nou nie. Ons ek edit nou al die troues. Ja. So daai traveling ek het gaan getel. Iets soos 2500 kilometers gery. Just, I'm not even making this up. Ek kyk so vir my kilos, nou met die taxi, en nou met jy jou kilos Jou optel, jou logbooking, logbooking, en nou is ek soos, kan nie wees nie. En toe ek sien, so ek soos, dit was actually, wow. So, let wel,
traveling is lekker, Maar dit put 'n mens te maar dit is 7 ure op die pad, of 4 ure. Baie in die Kaap geshoot, actually. 7 ure of 4 ure max op die pad. Dan sit 'n hele dag se troue, 10 ure. Dan sit weer 7 ure terug by die huis, né? Slaap jy nie altyd oor? Ek slaap oor. Ja. Maar nou ook, klink lekker as jy by die ou plekke is, en ek dink ek het net al te veel plekke gesien, dat 'n gastekamer is nie meer vir my soos, wow, ek gaan in, sit my goed neerslaap, Ja, soos ja. jy's uit, Ja. en, maar nou, dit is baie daunting, ek het gaan ChatGPT, nee, want ek's draaiend, ek gaan vra vir ChatGPT, is dit normaal? Is dit in Afrikaans? Is dit normaal, dat ek uitgeput is, en die afgelope 3 weke net wil slaap, en my lyf is moeg. Is dit normaal, want dis die eerste keer wat ek so voel na 'n trouseisoen. Soos die eerste keer in 13 jaar. Is dit my ouderdom? Tell me more. Dus hy sê, hierdie is heeltemal normaal, Siobhan. Dit is abnormaal dat jy soveel kilos getravel het, Ja. dat jy in verskillende huise slaap, verskillende beddens, uit jou tas uit lewe. Dan moet jy nog seker maak, jy shoot reg, jy back up jou goed, ek kan nie na 'n troue my laptop aansit, ek weet nie doen dit nie, maar ek kan sê so nie, ek kan nie my laptop aansit en die harddrive daarin sit en die SD-kaart en gaan slaap nie. Ek Wil moet, jy daar kyk hoe dit gebeur? anything can happen. Ja. So ek kyk, Soos en dan mag- persoon wat hom net aansit, Daar- dat hy gaan, ja. jy sê, ek kan nie, ek moet enigiets kan van die ceiling afkom. Yes, jou Dit mag dalk reën, mag dalk die geyser, ek weet nie waar die geysers sit in hierdie gastehuis nie. So dis So ek is baie paranoid. Maar die positiewe kant daarvan is dat jy nou gesê het jy Maar ja, jy definitief. baie Ek het al plekke. baie plekke gesien, love, ek's baie dankbaar. Ja. Ek voel ek is baie lewenswys, baie kennis As as gevolg van traveling. Mm. So in plaas van hierdie klein wêreld waar ag klein net area, soos ek kyk nou weer buite dan sê ek soos Ja. wow, ek het al soveel plekke gesien, soveel goed Ja. beleef. So dankbaar daarvoor en op 'n baie jong ouderdom al hierdie goed beleef. Traveling was definitief lekker. Oor see, hoor hier, go for it. Tackle daai mark. Totally worth it. Yes, ek is nog gedaan nie. Ek Ja, weet doen ek dit, maar dit ek wil graag die realiteit vertel van ek dink baie fotograwe daar buite sien en ander fotograwe oor see. Dan sit soos, "Oh, wow, hulle die oor see mark en ja, so hulle het reg gekry. Ag, dit lyk so lekker." Maar geen fotograaf daar buite post die behind the scenes, Ja, hoe van dit uitgekom het. die traveling, Ja. die connecting flights. Ek meen, jy gaan nie klaar nie. Kyk, jy is middel van 'n lughawe, dan sê jy daar in Istanbul. Dan moet jy vir 6 ure daarso sit. Dan moet jy op die volgende vlug klim. En dis rye, en dis visas, dis baie admin. So sommige mense het dit in hulle om daai admin te doen en deur dit te gaan. Sommige mense is soos dis te veel admin, ek gaan dit doen. Ek was soos, ek dink ek is nou klaar. Soos as iemand nou vir my vra, wil jy oor see troue kom doen, dan sê ek soos dat ek mooi dink. Ek dink ek het genoeg getravel. Dat soos ek voel, joh, jy moet my baie meer betaal vir dit. En ook oor see mark betaal nie so baie. Daar is nie so dis die ding is ek dink ek wens meer fotograwe daar buite wat oor see travel is meer reël op hulle Instagrams. Wat sê dit is nie 'n high-end wedding en jy kry Ja, dis 1.2 nie so- miljoen rand vir die ja. troue of Ja. yes, ek het hulle 90.000 gequote vir foto's. Daar bestaan nie so 'n mark oor see nie. En baie fotograwe wat ek ken wat daar buite travel, baie van hulle doen dit vir free. Vir die exposure en ook travel. Ja. En ook soos as hulle jou vliegtuigkaartjie betaal, why not Ja. go? Maar ek As jy dink is- kan en as jy nog jonk is en jy het nie kinders Ja. wat jy terughou nie. Ja. Ja, ek dink dit is nou en ek moet vir jou sê ek het nie 'n begeerte. Ja, net sê jy het begeerte vir dit. Nee, ek het soos ek hou van in ons land, hou ek Ja. van met die ja. kinders. Ek hou van vlieg, ek's mal daaroor. Ek was al oor see as 'n jy weet jong kind, ons het met die Suid-Kaap kinderkoor getoer. Dit was lekker, maar dis nie iets wat vir my aanloklik soos daai tipe internasionale troues. Ek dink ook Ja. net van 'n troue wil oor see spesifiek. Ek dink dit sal vir my te Baie stresvol wees. stresvol wees, Ja. ja. Dit is
Want The pressure is real. Jy ken niks daar. Jy weet nie, gaan jy ooit daar uitkom? Nee, ek sal Ehm, nie iemand saam met vat. Ja. Ek sal dit alleen. Ja. Nee, jy kan Ek sal nie. dit dalk met my man doen, sal ek, Mm. ja. Ja. Maar, Ja, as iemand my nou boek vir 'n troue en ek en hy kan nou Ja, tog why not? gaan maak, Dan, Ja. maar ek sal Dan- nie op my eie gaan. Nie dat ek sê dan nie verniet shit nie, maar gooi daai verniet enetjie in. Die Ja. vliegtuigkaartjies en die visas is duur. Ja. En dan soos ek het geshoot en ek het nie baie gekwyt vir my bruid nie. Ek het my normale pryse betaal wat R20,000. Maar sy het my vliegtuigkaartjies betaal en my akkommodasie. Want ons het hierdie massive, wat die pressure was real vir Portugal troue. En ek is Ja. nog glad nie klaar met dit nie, dit was September. En ek het 8,000 foto's geneem. Jo. Dis baie vir jou. Baie, nee, want ek is soos shoot net met 'n Memory sekere kaart uit jy. nee baie. Ek het nou nog dit lê daar, ou nog dit kies. Okay, sy het al soos 500 sneak peeks gekry. Ja, Man. dis vir julle gallery. Dis 'n hele gallery, maar Ja. ek daar's so baie moments. Maar in hierdie mooi resort in Portugal, sy bederf my. Jy sien. En ek kan nie eers die resort geniet nie. Want my kop is soos joh, hierdie is overwhelming want soos dis 'n bietjie van 'n pressure op jou soos Siobhan, jy made dit. Jy het dit oor see Jy's gemaak. nou hier. Jy het nie gewerk, jy het nie hierdie kappe gevra nie, jy het al 5 jaar terug ontmoet. And now she contacted you, you've made it. So daai pressure van en hulle betaal vir 'n vliegkaartjie. Weet wie vlieg jou oor? En as iemand jou oorvlieg, dan sê jy soos, dis dit nog erger pressure. Sy sit in hierdie mooi resort en sê ek geniet nie. Ek beplan. Okay, ek gaan dan hierso shoot. Hierso is ons roetine. Dit ons seker maak ons verloor nie tyd nie. Ja. En dan dit was baie pressure. Ek het daai dag baie ontgeslaap nie. My bruid was soos gaan rus 'n bietjie Siobhan. Gaan geniet die resort. Jy weet jy kan by daai restaurant eet en daai restaurant. Jy weet jy kan roomys kry daar om die hoek. Ek sê ek het alles gemis. Ja. Maar dit is ek go for it. Go for it as jy Jy het al mooi plekke gesien. ja, ek weet baie fotograwe daar buite gaan my vloek as ek dit nou sê. Maar gaan shoot hom vir free. Betaal die vliegtuigkaartjie en doen dit. Jou lou. Ja. Maar ek wil baie graag Namibië doen. Ja, ek het net vir hulle gesê, Namibië is nogals een van my Ek sal baie graag bucket list, troue daai daar wil duine. doen. Ja, hoor hier. Mhm. Ek wil baie graag daar wil doen. Ja. Nee, troue nie, ek wil nie trou. Ja, wat die trouens nie. Ja. Wil jy families afneem? Families daar. Jy sal die duine afneem en Of soms 'n geboorte. Ja. Dan ek dink gospelgeleenthede dis iets baie na my hart. Dis nou letterlik ek dink die atmosfeer gaan 'n bietjie verander, maar in alle eerlikheid, dit gaan glad nie vir my oor my naam en jy weet baie keer ontmoet jy iemand en hulle is soos, "Is jy Kelly Jade van Salt and Light?" Jy weet ek hou nie daarvan nie, want dit is nie wat ek wil oorbring nie. Vir my gaan dit absoluut oor waarna toe word ons geroep. As ons die Bybel lees, ons sien ons moet die sout en die lig wees en ons moet disippels maak en die plek waar jy dit die mooiste en eintlik die meer direkste kan doen is in jou loopbaan. So as jy nou by 'n kant waar ook al jy werk in 'n kantoor of op site of waar ook al as mamma met jou kinders by die huis, dit is op die einde van die dag ons hoogste roeping. So vir my, ek is baie relational. Ja, en al my kliënte ook, ek probeer altyd 'n conversation hê wat bietjie meer Dieper is. ja, dieper is om te hoor, jy weet, hoe gaan dit regtig met hulle? 'n swanger mamma, hoe voel jy oor jou geboorte wat voor lê, jy weet? En dis dan nie plekke wat 'n mens besef ons almal, jy weet, deel maar baie van dieselfde vrese, ons ja, en dis dan daar wat ons kan praat oor die hoop van Jesus en dit is in alle eerlikheid, dit is hoekom ek doen wat ek doen. Dit is daai gospelgeleenthede is vir my meer werd as enige geld wat dit inbring. Want dit is so 'n goeie platform om Ja, dit uit te ja. En sonder om pushy te wees. Yes, of soos, exactly. Weet, jy kan net jouself wees en Ja. met hierdie mense connect en Ja. dit oordra. Ja, Jy so, jy dit is ook my- jy ontmoet baie kulture Dit is die groot ding, ja. en baie gelowe. Ja. Dit is ja. nog interessant vir Ja. my, want dan nie dat jy ons mag nie oordeel nie, ons mag nie weet ek weet nie, maar
as jy met ander mense met hulle geloof praat en as jy hulle troues afneem, dan het ander beliefs. Ja. Dis so amazing om te sien, want binne my weet ek, wow, die Here is so lief vir die mense. So ongeag of hulle hom nou ken of nie. En weet jy hoe lekker is dit om soms die stukkie Bybel te kan wees vir mense wat nou raai ook nodig het. Wat nie nou rarig wil hoor oor Jesus geskryf is nie. Hulle sien dit deur jou mense is. Dis wat ek nou weet sê, En dan tot vra om hulle, dit uit te "Maar leef in Wat het jy? Of jou Ja. liggie wat so skyn en dan sê ek, dis die Here wat skyn in my, dit borrel in my. Weet, ja, dis die manier hoe dit jy is jy weet 'n troue of 'n bruid sal hanteer of Ja. jy weet daai sagmoedigheid en daai en dit compassion en moenie grace. dit moet 'n genuine ding wees. Ja, dit moenie 'n Ja. aansit ding wees nie. Net te besef mense is mense en jy weet die behind the fotos en alles wat jy nou doen. Mense het regtig mense gaan deur diep goed. Ek het al by shoots weggery in trane. Jy weet van iets Ja, wat want dit jou deel of Yes, en dan op die einde van die dag en jy het dit al genoem vorige kere, dan bid jy saam met daai mense. Ja, en jy dink aan hulle so en jy invested in hulle storie. hoe dit toe nou gegaan of wat is die situasie of jy weet. Ek dink julle twee het 'n baie cool beroep. Want ek dink julle nie ek dink nie. Ek weet geboorte is die grootste wonderwerk. So Daai is die- presence, nee. Ja. As jy Voel ek. dit afneem en al is, en ek het al so 1 of 2 afgeneem. Maar dis unbelievable. Dis so, moenie vir my sê daar's nie 'n Here nie. Dit is dit. Ja, dis 'n regte, dis 'n Dis realiteit. amazing. En dan ook nou, ek dink ons moet ook daar praat, is jy weet baie keer ek sal nooit jy weet pushy voorkom of so nie. Ek you must learn to read the room. So jy deel waar jy kan en met sensitiwiteit. Maar ek dink dit is ook belangrik om te weet, jy weet soos jy maar sê, jy ontmoet baie mense met verskillende kulture, verskillende beliefs. En om net te weet dat ja, dit wat hoe jy leef en hoe jy hierdie troue byvoorbeeld nou doen of hierdie shoot nou gaan doen, gaan op die einde 'n stukkie getuienis vir hulle wees wat hulle saam met hulle vat. En mens weet nooit nie, dit het al gebeur jare later, ek het hulle geshoot en jare later toe kom hulle en dan het ons aan mekaar op WhatsApp, dan het ek iets geshare op my status en julle altyd weet mos dat ek share baie kontroversiële goed. En ek is nie bang om oor moeilike topics te praat nie. En dan sal hulle sê, maar ons het heeltyd oor die laaste 5 jaar het jy heeltyd hierdie en hierdie gesê. Dit begin by foto's, maar toe het hulle op die einde by ons kerk aangekom. Yes, Nou is hulle al deel van die gemeente, hulle het tot bekering gekom in en hierdie dit tyd. is wat jy wil Dit is my die dit einde is van die dit dag. is waarvoor Ja, ek dit leef is vir die kingdom. Dit gaan nie oor my of oor hierdie geld wat inkom of hierdie mooi shoot of my brand wat ek bou. Dit het niks daarmee te doen vir my nie. Ja, so ek weet nie hoe ervaar jy dit van jou kant af? Ja. Ek voel ook definitief as mense wegstap van 'n shoot, dan wil ek ten minste hê hulle moet kan voel ek is 'n kind van Here. Soos ek sal hoe ek myself dra en hoe ons praat en hoe die ervaring was. Al praat ons nie noodwendig, want ek is nie soos Ja, jy's baie meer, ek ja. is meer reserved. Dus ek Ja. is nie, ons het ook al oor dit Ja, gepraat. Dus ek praat nie so baie oor my geloof nie, maar ek probeer om dit uit te leef as ek in my werk en met my Ja, mense goed. ja. Ja, dat hulle soos net 'n presence kan voel. Ja. So dit is maar ek om te doen of te praat. En dis 'n massive voorreg. Baie groot voorreg, ja. Ek probeer altyd net ek dink dit is so cool wat ons doen. En dit is soms moeilik om ander mense goed te laat voel, terwyl jy nie lekker voel nie. En jou kap is not full. Ek het al met harde lesse geleer dat kan jy dit gee nie gewoon, jy gaan jouself uithelp, jy gaan lelik raak en jy gaan nie jouself verloor in die proses. Maar dan wat cool is in ons werk is wanneer jy mense opbou en jy laat hulle goed voel. En dit kom alles van die Here af. Want ek weet nie wat doen ek agter die kamera nie. It just happens. Maar dis wanneer die Heilige Gees oorvat, dink ek, want ek bou daai mense op en ek dink dis hoe die Here ons almal sien. Is bou hulle op, wees goed vir hulle. Sê hoor Here, ek hoor jou. Gee 'n drukkie. Jy's nie alleen nie.
Ja, ek dink dit is daai Dit so help belangrike baie. ding is om real te wees met jou kliënte, jy weet. Ja. Ek het al by shoots aangekom en dink ek, sê ek vir hulle hoorie, ek het regtig 'n terrible nag gehad. Kyk hoe lyk ek. Ja. My kleintjie was byvoorbeeld deelnag opgegooi of whatever die geval was. En dan onmiddellik, nê, vat dit daai van jy moet nou vir hierdie fotograaf Ja. dit breek net daai Dit breek net as jy daai. reël is met hulle en ek deel baie struggles as ek sê hoorie, hoe hanteer jy tande sny byvoorbeeld of jy weet iets eenvoudigs of hoe hanteer jy hierdie tipe konflik of wat ook al net om vir mense te wys ek is net 'n mens. Ek is Ja. net 'n mens en ja, laat mense daai pad oopkap om reël. Dit is Ja, waar die en podcast niemand is gaan. perfek nie. Exactly, wees net reël met jou mense en jy gaan jou audience kry met wie jy dan nou relate en ja, ek wil mense afneem wat reël is. Ja, ek wou. Ek wil hou dit van reël. Sukkel ook met hoe moet ek dit nou stel? Ek het lanklaas actually kliënte gehad wat ek voel ek nie meer resonate. Ja. Maar in die verlede soos daai super gepost of Ja. dit is nou nie ek nie. Ja, so daai ek weet nie daai pretentiousness. sukkel Ja, mee. ek hou nie van status en wat trek ek aan, maar ook ek moet sê dis iets waarmee ek nogal struikel die laaste ruk is. En ek dink ook, ek weet nie of julle ook so voel nie, maar ons neem mense se insecurities af. So jy probeer daai persoon te wys, wat jy nie is, want as jy confused is, jy te mooi nie is man. Ja. En dan sit jy weet, Of is iets wat hulle sien wat jy wat hulle glad nie is sien. soos Ja. aan gedink het of so nie. En my ja. wat ek wil en dis hoe ek dink die Here dis hoe die Here ons sien. Ons is mooi in sy oë. Ons is geskep in sy beeld. So ons is beautiful, né? So al Photoshop net uit asseblief. Al jou filters uit, al jou botoxies uit. Soos al daai en wanneer is goed want dit laat my nogals insecure laat voel wanneer ek 'n baie mooi vrou afneem en sy is just ek sweet en ek sê so dat of ek wys vir haar die foto en hulle sê my neus of my hare. Jy kan soms Net sien nie- op hulle gesig. Ek verstaan, ons is vrouens, voor ons die podcast begin het, ons het, ons kyk ek moet ook regop sit, ek moet ook so sit. Ek is nou by 'n punt waar just embrace who you are en wees wie jy is, want en dit is ek graag vir mense wat ek wil sê is dit is wanneer is mooi? Wanneer dit eg is. Wanneer dit eg is, wanneer Dis dit die ding. soos Kom ja, met jou kinders wat kom met jou nie 'n goeie gaal. dag gehad het of so nie. Ek weet, ek is self 'n mamma. Ja. Ek het nou ook 'n family shoot van my eie gehad. Ja. En een foto met my kinders kyk vir die kamera. Nee, dis Maar ek wil dit ook nie hê nie. Dis exactly want niks in jou Mooi. elke dag is so nie. Nee, soos my Ja. skie trek sy gesig en hy hoor. Ja. Ek is so daar. Daar is nie 'n tyd 'n dag wat hulle langs mekaar sit ons vier nou en almal kyk vir my nie. Ja. Nee. Maar ook by family shoots, ek love it. Die val die kinders, hulle het die persoonlikhede. So byvoorbeeld die mamma sê, "Kan jy nou net luister vir die tannie?" Dan sê ek, "Nee, maar Moenie dit neem hom nou Ons aan, want hulle. hierdie is wie hy nou is." Ja. En as jy nou wat is die punt van foto's neem? Ja. Presies. Wanneer hy nou op daai foto gaan kyk, niemand gaan die foto. En hoeveel familiefoto's is op die muur? Dat almal se gesin staan en net smile. Wat se foto's onthou julle die? As jy foto's lag julle op die lekkerste as jy Ja. na julle albums kyk. Dit is kyk vir Boetie hier. Ja, Dit is die- is so. Ek dink vir jou wat op my voet sit en dan vergeet die kind het daai tyd dit gedoen. ja, en ek weet en ook jy's so oor 60 jaar van nou. Jy is 60 ek wil sê met dit. En jou kind 20. Hy seentjie wat hy cool pose doen, hy cool dude. Hy gaan dink hy's so cool. Waar gaan my foto Jy wees? wil nie dan nie Op sy troue. fotootjie hê nie. Jy wil daai Hulle wil hy love foto Tuurlik, en ja. en jy wil vir hom of vir haar kan sê dis wie jy is. Ja. Hoekom lag ek nie? Want jy was hier in hierdie stadium van jou lewe. Jy wou nie smile nie. Ja, dit is so en Maar so, realness. mense en kinders, ja, daai realness en almal is uiteenlopend verskillend. Dit is die Ja. realiteit so. Ja, ek dink die laaste 2 goeters vir ons wrap up is net so of nou baie gesê ons het nou baie mense ontmoet in die laaste want almal is aan verskillende hoeveelheid jare in die industrie, maar ek dink dit bly dan those that stick.
En soos ek het nou Desember het ek familie vir die 11de keer afgeneem. Yes, Dit was so special, ja. dis cool. En van kinders wat babas was, nê, wat nou soos so langs mekaar sit. Ja, tieners. voel julle nie oud nie? As jy sien die kinders is Nee, ek voel Soos- nogal, ek ek voel nogal weet- baie keer soos wel. ek is kort. Nou ek het die kindertjies afgeneem. Nou is die laaities is 11 en hy kyk my in die oë. Dan sê ek soos Ja. Alex, regtig. Ja. Soos kan jy nie sê nie, maar dit is baie cool om te sien. Dis is en jy Dis deel van lekker hulle daai- stories. Ja, jy deel van hulle stories, so daai netwerk van mense. Jy weet, my man wil glad nie met my winkels toe gaan nie want Ek ken almal. Jy sê ja, exactly, as jy winkels toe gaan en dan dan sê dit soos hi. Hallo. Hallo. en vergewe ons as ons nie die name kan onthou. Ja, ek Met jou OG's onthou jy? Ja. Ja. Maar Maar soms- soms baie keer en sê is dit nou Olivia of was dit nou Sofia? Wat jy weet daai Ja, tipe. wat ja. met my most embarrassing moment was, in December, toe 'n familie uitklim in die kar uit en ek sê, "Ek is so woon," hulle is soos, "Ja, jy het ons daar short afgeneem." Ai. Wanneer? Dis ek so jammer. En hulle sê, nee, baie gesigte af en jy neem So Soos wel. ek probeer regtig. Ek probeer regtig almal se naam onthou. Ek vat nie offense as iemand my naam nie onthou nie. Ek is gereik met my. Ja. Maar ek love mense. Nee, dit is. En dan okay, hierdie is ook 'n bietjie van 'n controversial topic, maar soos as jy nou 'n witness is by 'n troue, want al is jy fotograaf, jy witness. So as jy instem vir 'n troue, moet alles wat daar gebeur. Ek is baie erg daaroor, dit moet resoneer met dit wat ek glo wat die Bybel sê. So ja, dit kan nou in verskillende setups kan dit werk of nie werk nie. Maar ek sal verder eerder 'n troue wat nie noodwendig met my dit wat ek glo ooreenstem nie, sal ek byvoorbeeld verwys of wat ook al, maar dit is vir my baie belangrik om te weet dat dit is nie net ek is nie net daar as 'n fotograaf nie. Ek is fisies daar om te sien hoe God twee mense een maak. Maar hoe sal jy In vooraf homself. weet as dit nou nie vir jou is nie? Ek dink ek is redelik nie uitgesproke oor dit wat ek glo nie, maar ek dink mense kan sien in dit wat ek post en dit jy weet en as daar dalk 'n verwarring is, sal ek sal net doodseker maak vooraf. Jy weet dat dit is iets waaroor wat ek kan wel afneem en kan witness. Want vir my gaan dit in elke geval, in elke shoot, in elke troue, elke ontmoeting, dit is nie 'n cliché nie, maar want ek sê dit so baie, maar God's glory is at stake. En ek gaan nie iets witness wat nie vir God eer gaan bring nie. Dit is my belangrik. Sy glorie is my belangriker as my eie naam of jy weet geld of wat ook al. So ek kan nie met 'n skoon conscience kan ek nie ja sê vir sekere goed nie. En het Ehm. al iets afgeneem soos 'n troue wat jy nou ook nog nie geweet het vooraf nie wat jy daar was en jy was soos Nie in noodwendig die mense nie, maar in 'n manier hoe 'n seremonie hanteer is. Ja, was toe dit eers begin, dit het half begin en toe ek soos weet nie lekker waartoe hierdie beweeg nie. en dan sukkel jy verder. Dan sukkel ek, dan sit vir my nogal 'n stryd. Maar ek sal sê dit was nie 'n first order issue nie, as ek dit so kan stel nie. So dit was half sekondêre goedjies en dan ja, ek sal nie dit sal nie soos vir my 'n groot ding wees nie, maar my first order goedjies is vir my dis soos die heels waarop ek sal al die on those heels vir ja. Dit het al met my gebeur dat ek 'n troue afgeneem het en die mense het gestay daarna. True. En dit was glad nie, I didn't see it coming. Dit was my skok. Dis vir my ook Dit was skok. mense wat ek nie goed geken het nie, maar jy weet van skool Ja. af en so en soos ek weet nie om te sê was nie vriende met hulle nie, maar ek het geweet wie hulle is, jy weet, en selfe mindset en alles. En die troue was mooi en alles was opreg en julle, dit was my skok. So in daai opsig voel ek soos hoe weet mens baie keer, want dit lyk baie keer. Ja. Ek met troues ook. Ek
voel ek mis die ou dae, toe troues was. Ek voel bruide daar buite en groomsmen, bruidspare wat nou gaan trou. Ek dink maak seker jy weet waaroor die dag gaan, want ek voel die seremonies is so over die soos too much. En dan is soos jy het hierdie massive blomme ding, arch, daar's niks daaromheen nie, ek sê nie dis nou moenie blomme hê nie. Maar maak seker waar jou fokus is. En ek love al my bruide wat ek afgeneem het die laaste ruk, maar ewen hulle het soos gesê in die middel van die seremonie, alwaaraan jy dink is jou timeline, wat nou moet gebeur, tradisies wat nie eintlik tradisies is nie, want hoekom sny ons die koek en hoekom gooi ons die boekai en die gater, wat is dit? Wat is die punt van dit? So ek love troues want ek hou van liefde en ek glo God is liefde. En baie kere staan ek by daai seremonie, dan kyk ek vir die bruid en die groom. Dan wonder ek. Luister julle ooit die preek? Soos hoor jy voordig wees of as die niks teen pastoor en dominees wat is, maar as dit dieselfde ding is, soos dis altyd dieselfde 3 dubbele toe of love is kind. Dit is belangrike, maar dit is nie so intiem soos ek dink die mense besef wat hulle daai dag doen nie. En vir my gaan dit oor die huwelik, nie die troue nie. So moet my nie boek om jou fancy troue af te neem nie, want dit is nothing fancy, just love. Dis my brand. storie. Ek wil jou storie hoor en ook jy witness soos 'n eenwording. wow, jy witness is 'n mooi ding en dan terwyl jy daar so staan, dis my baie hartseer is ek kyk soms vir hulle. En dan sê ek soos nie een van hulle luister nou nie. En dan na die kappel in die kappelshoot dan vra ek so wat het die dominee gesê? Wat die pastoor gesê? Dink ek hulle my so aan. Ons het niks gehoor nie. Ons dink aan hierdie en daai en daai. En dan dink ek, "Oh, stop being distracted of things that doesn't matter." Maar ek dink ja, kom ons sluit dit uit af. Ja, so daar's definitief ons het so 'n bietjie van topic afgegaan soos gewoonlik. Maar ja, ek dink dit is goed om vir ons net oor die positiewe te gesels en ook te weet dat baie van daai positiewe goed is meer ernstige goed en dis goed wat vir God saak maak. En ja, so ek dink dis net van my oogpunt af. Ja, dit is goed om ook oor die goeie goeders te praat van fotografie. Ja, so ja, dankie julle girl. Julle. En ja, asseblief as daar enige topics is wat julle wil hê ons moet graag oor praat, los dit vir ons in die comments of e-mail vir ons, so ook al gemaklik is. Ons sal graag kyk daarna. Baie dankie.